Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar oomblikke stil word, asemhaal en ons harte voor die Here bring en weer onthou, ons is nie alleen nie. Vanaand wil ek met die persoon praat wat voel asof hulle vandag misluk het. Dalk lê jy vanaand in die bed en jy dink terug aan jou dag en in plaas daarvan dat jy rustig voel, dink jy net aan alles wat jy verkeerd gedoen het. Dalk het jy iets verkeerd gesê, dalk het jy oorreageer, dalk het jy jou meer verloor, dalk het jy iets gesê wat jy wens jy kon terugvat. Dalk het jy nie alles gedoen wat jy wou doen nie. Dalk voel jy was nie geduldig genoeg nie sterk genoeg nie geestelik genoeg nie, of sommer net nie goed genoeg nie. En weet jy, partykeer is dit nie eers groot dinge nie. Dis net daardie swaar gevoel aan die einde van die dag. Here, ek het vandag nie goed gedoen nie. Here, ek het alweer vandag gesukkel. Here, ek voel alweer vandag asof ek nie genoeg tyd by U spandeer het nie. Here, ek voel net soos 'n mislukking. Maar vanaand wil ek jou herinner, 'n moeilike dag beteken nie dat jy 'n mislukking is nie. Jy kan 'n fout gemaak het sonder dat jou lewe 'n fout is. Jy kan sukkel sonder dat God opgehou het om na jou te kyk of in jou te werk. Jy kan moeg, emosioneel bang of oorweldig wees sonder dat dit beteken jy het God gefaal. Ons is soms baie hard op onsself, die meeste van die tyd. Ons praat met onsself op 'n manier wat ons nooit met iemand anders sou gepraat het nie. Ons onthou elke verkeerde woord, elke swak oomblik en elke ding wat ons anders moes hanteer het. Maar die Here kyk nie vanaand na jou met harde oë nie. Psalm 103 vers 13 tot 14 sê, soos 'n vader, hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die Here weet ons is net mens. Hy weet ons raak moeg. Hy weet ons raak oorweldig. Hy weet daar is dae wat ons nie alles reg hanteer nie. En tog kom hy nie met verwerping nie. Hy kom met genade. Dit beteken nie ons maak verskoning vir verkeerde dinge nie. As ons verkeerd was, vra ons om vergifnis. As ons iemand seer gemaak het, maak ons reg waar ons kan. As ons gefaal het, staan ons weer op. Maar ons hoef nie onder skuld en skaamte te bly lê nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Veroordeling druk jou weg van God af. Die Heilige Gees trek jou nader aan God. Veroordeling sê, jy's niks werd nie. Die Heilige Gees sê, kom terug, laat ek jou help, laat ek jou leer, laat ek jou weer versterk. So vanaand, as jy voel, jy het misluk, moenie vir God wegkruip nie. Hardloop na hom toe. Bring hierdie dag na hom toe. Bring die foute, die trane, die frustrasie, die skaamte. Bring die gedagte wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Bring dit alles na die Here se voete. God is nie klaar met jou omdat jy vandag gesukkel het nie. Miskien was vandag net 'n moeilike dag. Dalk dra jy al lank baie, dalk het jy gereageer uit moegheid, dalk het iets jou seer gemaak en jy het nie mooi geweet hoe om dit te hanteer nie. En ons maak nie verskonings nie, maar ons weet ook dat baie mense dra baie swaar laste. Die Here sien ook die deel agter die reaksie. Hy sien die druk, die pyn, die bekommernis, die verlange, die finansies, die huwelik, die familie, die kinders, die gesondheid en alles wat jy in stilte
ligte saam met jou dra. En vanaand nooi hy jou, nie om jouself verder te straf nie. Hy nooi jou om terug te kom na sy genade. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê dat die Here se ontferming is elke môre nuut. Elke môre. Dit beteken vandag se swak oomblik hoef nie môre se identiteit te word nie. Vandag se trane hoef nie jou hele toekoms te bepaal nie. Daar's nuwe genade vir môre. Vanaand mag jy sê, Here, ek het gesukkel vandag. Ek bring dit na U toe. Vergewe my waar ek foute gemaak het, gesondig het. Leer my, help my om weer op te staan, maar help my ook om nie myself te breek met skuld wat U my nooit gevra het om te dra nie. Want soms dra ons skuld lank nadat God ons reeds vergewe het. Vanaand roep die Here jou nie na 'n selfstraf toe nie. Hy roep jou na rus, nie omdat alles vandag perfek was nie, maar omdat jy in die hande van 'n genadige Vader is. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand kom ons na U toe in die magtige naam van die Here Jesus Christus van Nasaret. Here, ons bring hierdie dag voor U. Ons bring die mooi oomblikke, die swaar oomblikke en ook die dinge wat ons wens ons anders kon hanteer het. Ek bid vir elke persoon wat vanaand voel hulle het misluk. Die een wat hard is op hulle self, die een wat terugdink aan woorde, reaksies, keuses en oomblikke waar hulle voel hulle tekort geskiet het. Vader, ontmoet hulle vanaand met U genade. Help hulle om die verskil te ken tussen die Heilige Gees wat hulle reghelp en die vyand wat hulle wil veroordeel. Waar U ons wil leer, help ons om nederig te luister, maar waar die vyand skaamte, skuld en selfverwerping bring, breek daardie leuen in die naam van Jesus. Here Jesus, dankie dat U nie vir ons wegstap wanneer ons swak is nie. Dankie dat U ons optel wanneer ons val. Dankie dat U genade groter is as een moeilike dag. Vader, vergewe ons waar ons verkeerd gedoen het in ons woorde, gedagtes, reaksies, ongeloof, vrees, frustrasies of ongeduld. Was ons skoon deur die bloed van Jesus. Heilige Gees, leer ons en help ons om môre met meer wysheid, vrede, geduld en selfbeheersing in te stap. Help ons om reg te maak waar ons moet regmaak, maar ook om te rus waar U ons reeds vergewe het. Ons kom teen elke gees van veroordeling, skaamte, selfhaat, moedeloosheid en minderwaardigheid in die magtige naam van Jesus Christus. Ons verklaar vanaand dat een moeilike dag nie ons identiteit bepaal nie. Ons behoort aan Jesus. Ons is kinders van God. Ons is geliefd, gedra en steeds in 'n proses van heelmaking. Vader, laat elke persoon wat luister vanaand rus ontvang. Laat hulle ophou om hulself oor en oor te straf. Laat hulle weet dat U genade genoeg is, dat môre weer nuwe genade bring en dat U nog steeds met hulle besig is. Bedek hulle gedagtes, hulle harte, hulle slaap en hulle huise met die vrede van Jesus. Laat hulle nie gaan slaap onder veroordeling nie, maar onder U liefde, vergifnis en genade. Dankie Here dat U ons nie weggooi wanneer ons sukkel nie. Dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U môre weer nuwe genade gee. Ons ontvang U vrede vanaand en ons bid dit in die magtige, kragtige en kosbare naam van die Here Jesus Christus van Nasaret. Amen. Goeienaand familie. Mag die vrede van God jou, jou huis en jou slaap vanaand bedek. Shalom.